Môre geliefdes, gou net hier vandag hier deel my skrif wat ek nou vir u het vir vanaand. Ja, en myne is hier. Kyk, ons behandel mos die dood van Jesus. Ja, en myne vind ek hierso in Markus 15. Markus 15:28 sê, en die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. Hy is by die misdadigers gereken, want hy moet skuldig bevind word. Dis die skrif, dis die profesie. Die skrif moet vervul word. Hy moes as 'n misdadiger gereken word. Want as hy nie as 'n misdadiger gereken was, dan was ek en u nog steeds misdadigers. Dan is ek en u nog steeds misdadigers. En dit is vir my die kenteken van Jesus se dood. Dit is wat Jesus vir my beteken, het hy my as misdadiger kom uithaal, uit my misdadigheid, en al my dade het hy op hom gevat, en hy het op die kruis vir my gesê, jy sal saam met my ingaan, en dis waarna toe ek streef, en ja, my kop is hier, jong, maar as ek van die woord praat, dan raak ek so excited en ja, en die skrif is vervul. Die skrif is vervul. Sy dood het alles te doen met vervulling. As ons vervulling vat, dan vat ons vervulling na ek en u se lewe toe, dan vat ons vervulling na ek en u se daaglikse bestaan toe, vervulling van ons purpose, vervulling van God se woord, vervulling van ons medemens, van ons medesuster, medebroer se purpose, want hulle purpose is deel van ek en u se purpose, want ultimately werk ons mos vir God. En dit is my skrif, dit is wat my so vasvang in Jesus, toe Jesus afgesterf het. En weet jy wat? Die rede hoekom ons Jesus se dood nou behandel, nou, 'n dag, 2 dae na Kersfees, behandel ons Jesus se dood. Want ons vergeet, ons vergeet waarvoor Jesus gebore was. Jesus is nie gebore om te lewe nie. Hy is gebore om dood te gaan. Dit was ultimately, want dit is waar ek en u se verlossing begin het. Ons verlossing het begin toe Jesus gebore was. En ons is, dis 'n proses, dis 'n hofsaak basis, waarby Jesus moet alles, waardeur ek en u gaan, moes hy in 'n kort tydjie, dink is 30 jaar, Bokka, hoe oud is Jesus toe hy dood is? 30 jaar, né? Bokka, hoe oud was Jesus toe hy dood is? 30. 33. In 'n bestek van 33 jaar. Moes hy gou vinnig alles ek en u se, kyk, ek is al 50, maar Jesus moes alles moes hy deurwaar, alles moet ingepas geword het binne in 33 jaar se tyd. En nie is die hele 33 jaar se tyd nie, sy ministry het op 30 begin. So in 3 jaar se tyd, moes alles ingedruk en ingeprop word. Imagine waardeur Jesus gegaan het vir ek en u, om as misdadiger gereken te word, terwyl hy absoluut niks gedoen het nie. Niks gedoen het nie, maar die skrif moes vervul word. Die skrif moes vervul word. En die verbygangers het hom gesmaak, terwyl hulle hoofskud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Hy gaan nie 3 dae nie graf is. Nie 3 dae gaan hy daar wees. En hulle weet eers nie, hulle is besig om te profesei nie. Hulle weet dit eers nie. Net so baie keer gaan weet ons nie wat ons sê, wat ons doen nie. Hulle weet nie, hulle dink, hulle spot hom, maar hulle profeteer. Hulle profeteer en hulle besef het nie. En hulle sê, verlos jouself en kom af van die kruis af. En 31 sê, en so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes gespot en van mekaar gesê, ander het hy verlos. Nie eers wetende dat hy op hy stadium besig is om die owerpriesters ook te verlos nie. Homself kan hy nie verlos nie. Hy kan nie homself verlos nie. Hy moet nie. Dis nie, want hy moet ons verlos. Hy moet ons verlos. En so die owerpriesters, die kerk kry sy Jesus, die kerk.
Hulle is nie die gemeentelede eers nie. En die owerpriesters, dit wil sê hoë rang, dis die mense wat daar hoog is, né? Hulle is owerpriesters en priesters, hè? Want hulle het die mag en die krag om dinge te change mos aan die kerk, man. Hè? En hulle besef nie eers dat hulle is besig om God, Jesus in dieselfde proses te kruisig. Maar wat hulle ook nie weet nie, dat alhoewel hulle dink nee, dit is kwaai, hulle is nou top dogs, nee, is hulle eintlik besig om die skrif te vervul. Want Jesus hulle moet daar wees, sodat ek en u verlos kan word. En hulle besef het nie. En dan Jesaja 53, nee, Jesaja 53, hy connect daar onthou. Jesus se dood is nie net in die Nuwe Testament, sy geboorte is nie net in die Nuwe Testament, dit is ook in die Ou Testament, né? Ook in die Ou Testament. En hy sê daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtig sal hy bytverdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was. Dis presies wat hy vers sê, terwyl hy tot die sonde van baie gedra en vir die oortredenis gebid het. Daai is my gedeelte, en ek wag op u gedeeltes.